En ek is vanmôre bly om hier te kan staan en die naam van my Jesus groot te maak. Halleluja. Nou hulle noem my die singende pastoor. Julle weet mos. But I just want to come and stand by this cross this morning and just bring honor to Jesus. Ek was baie klein toe die Here my siel gered het, 8 jaar oud. Het hy my siel gered. Het hy my gedoop met sy Heilige Gees. Halleluja. And since that day, I've been serving him. Ja, daar was baie ups and downs, but praise him. He always held me close to him. So I want to sing this song this morning at the cross. At the cross, when I first saw the light. And what happened? The burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. And now I am happy all the way. At the cross, come sing. I saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Let's see the hands this morning that's grateful. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Kom ons neer dit vir hom. Father, we just want to come and say thank you this morning for the precious blood sacrifice of Jesus Christ. If it wasn't for Jesus Christ's sacrifice, we would not have been here this morning. Maar ons wil vanmôre dankie sê Heilige Gees dat U vanmôre gekom het en ons so saam in eenheid gebring het. Vanmôre wil ons vergeet van die persoon wat langs ons sit. So wat vergeet van my man, my kinders, Here. I want to concentrate on you. I want to give you my all this morning, Father, because you have given your all for me. You are so precious. En ek dank U, Here, dat die woord, hierdie kosbare woord vanmôre in ons harte sal insink, dat die Heilige Gees dit net weer sal kom en onderstreep. Dis alles dinge wat ons weet, maar dat hy net vanmôre sal kom en die woord lewendig maak in ons harte. En ons loof U daarvoor, Vader. Ek bring vanoggend vir U nie 'n nuwe boodskap nie, maar goeie nuus. Halleluja. Goeie nuus, die goeie nuus van 1 Johannes 3 vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn. Om wat te doen? Om die werke van die duiwel te verbreek. Halleluja. Wat werke? Kom ons kyk op die bord. Die werke van sonde. Die werke van hoogmoed. Die werke van vyandskap. Die werke van verslawing. Onvergifnis. Hy het gekom om dit te verbreek. Gierigheid, hartseer, onreinheid, krankhede, slegte begeertes, haat, verdrukking, siekte, smarte, afguns. Hy het gekom om dit te verbreek in jou lewe, in my lewe, selfsug, bedrog, hartkwale en nog vele meer.
Johannes 1 vers 3 en 8. Hy het gekom, dit was die doel om die werke van die vyand te breek. Johannes 10:10 sê, die dief, Satan, kom net om wat te doen, om te steel en te slag en te verwoes. Dit laat my dink aan 'n kernvloedblikkie. Hy eet al die lekkerheid uit van ons lewens. En as hy klaar is met ons, dan vrommel hy daai blikkie en hy gooi dit op die ashoop. Dan is jy niks meer werd. Ons was in daai posisie. Maar deur sy woord en deur daai kruis sê hy vir ons, ek het gekom. Halleluja. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed van lewe kan hê. Totale oorwinning. Halleluja. Halleluja. Vanoggend kan ons saam met die woord uitroep in 1 Korintiërs 15 vers 57. Hoe dank ons God. Hoe dank ons God wat ons oorwinning oor wat gee? Sonde. En die dood. En dit gee Jesus Christus ons Here. Jesus het die hoogste oorwinning behaal by die kruis. Sonde is versoen en die mag van sonde is gebreek. Amen. En wat gebeur? Ons deel in sy oorwinning. Halleluja. I'm more than a conqueror. Hallelujah. I cannot be separated from Jesus. I'm a conqueror in Him. Hallelujah. Vers 14 sê, for in the Son, oh, let op, let op, let op, oh. So baie keer sukkel ons met goedjies wat ons dink is nie vergewe nie. But the word of God is true, and you have to believe the word of God. It says, for in the Son all our sins are cancelled. Hallelujah. They're cancelled, and we have the release of redemption through His very blood. Hallelujah. Kom ons sê vir julle. Nou dit was net my inleiding. Hier kom dit vanmôre. Ons teksvers is vanmôre in Kolossense 2 vers 13, 14 en 15. En ek weet vanmôre dis alles goed wat ons ken. But the Holy Spirit urged me one night on the bed. I was pondering, Lord, what will I say on the 18th of March? And the song came out of my belly. Nuwe lewe in Christus. Nuwe lewe nou vir my. Nuwe lewe in Christus. Ek kan dit nou nie alles onthou nie, maar dit is wat dit is. Nuwe lewe. Die Here sê, praat tog net oor nuwe lewe wat ek vir julle gedoen het. So hier kom dit, vers 13 sê, en julle wat dood was, deur wat? Deur die misdade en die onbesnedenheid, die sondige geaardheid van julle vlees, het hy God saam met Christus lewend gemaak. Kom ons stop net hier. Nuwe lewe. Nuwe lewe. Ons was dood. Maar hy kom en hy gee vir ons nuwe lewe. Die God wat Christus lewend gemaak het, het ons saam met hom lewend gemaak. Efesiërs 2 beklemtoon dat hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur die groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, toe ons nog dood was. Net het ons gesing, and it really touched my heart, dat toe ek dood was, het hy my ontvang in sy liefde. Nog voor die grondlegging van die wêreld,
He focused on me. Hy het sy oog op my gehad. Hy het my so lief gehad, nog voor die grondlegging van hierdie wêreld. En hy sê, toe ons dood was, deur ons misdade, wat het gebeur? Hy het ons lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Swaai bietjie julle hand vir Jesus. En saam met hom opgewek. En saam met hom sit in die hemel in Jesus Christus. Halleluja. Ons, deur die offer van Jesus aan die kruis, is Satan in ons lewe ontwapen. Hy het nie meer 'n wapen nie. Hy is verslaan, hy is ontroon, hy is ontslaan. Hy is vernietig, hy is oorwin. En Kolossense 1:13 sê, hy het ons verlos. He rescued us completely. Uit die mag, uit die cruelty, die wreedheid van die duisternis, en hy het ons oorgebring in die koninkryk van lig. Halleluja. Hoe gee God nuwe lewe in Christus? Kom ons kyk weer na vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy God saam met Christus lewend gemaak. Deurdat hy julle die misdade vergeef het. Hoe het ons lewend geword? Deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Alles. God het ons saam met Christus lewend gemaak. Hoe? Hy het al ons sondes vergewe. Ek was dood deur die misdade en my sondige lewe, maar ek lewe nou. Ek is vergewe en vrygespreek. Ek lewe. Ek weet verseker daar is niks in hierdie lewe wat my kan skei van die liefde van God nie. Ek lewe. Ek wil vir julle die boodskapvertaling lees. Julle was mos eers geestelik dood. Almal kon dit sien uit alles wat julle verkeerd gedoen het. Is dit nie vreeslik nie? In daardie stadium het Christus nog nie van julle sondige natuur ontslaag geraak nie. Julle was geestelik nog nie besny nie. Maar toe verander alle dinge. Alles niet. Soos God Jesus lewend gemaak het hy julle saam met hom lewe gegee. Nuwe lewe in Christus Jesus. Maar wat van alles wat ons verkeerd gedoen het? Kan iemand vanmôre hier vra? Wel, genadiglik hou God niks, sê bietjie niks meer teen ons nie. Niks. Dat is korte handeklap. Dis vry. En weet jy wat? Gee die Here vir my hierdie pragtige verse. Ek het hulle eintlik nog nooit gelees in die Bybel. In Christus het God ons sonde buite sig geplaas. Buite sig geplaas. Jy weet, in die ou tyd, as jy 'n skuldbrief gehad het, het hulle dit teen jou voordeur kom vas spyker. En almal het dit gesien. Elke keer is hy daar verby, totdat jy jou skuld vereffen het. Maar hier sê Jesus, hy het dit buite sig geplaas. Jesaja 38 vers 17. U het al my sondes
die sondes is hier agter. Halleluja. In Christus het God ons sonde buite bereik geplaas. Micha 7 vers 19 sê, U sal al ons sondes in die diepste van die see werp. En nou die dag het ek daar vir die eerste keer by die kaai gaan staan en ek het oor hy muur geloer. My hart het amper gaan staan. Toe ek besef hoe diep is die see. En my sondes lê daaronder. Is buite bereik. Vyand kan dit nie weer kry nie. Hy sê in Christus plaas God ons sondes buite die verstand. Hy sê in Jeremia 31:34 sê, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe. Dis 'n belofte. Hy vergewe jou ongeregtigheid en ek sal aan hulle sondes nooit weer dink nie. As jy kom voor die Here staan en jy sê, o Here, dit en daai en die ander ding, sê Here, waarvan praat jy? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Dis vergewe, ek dink nie aan nie. Dis weggeberg, dis agter my rug, dis in die see. In Christus word ons sondes verwyder. Psalm 103:12 sê, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Vanoggend is daar ook 'n waarskuwing wat ek graag wil gee. En dit gaan u en my aan so maklik deur ons daaglikse keuses wat ons maak. Ons negatiewe gedagtes, ons optrede, dit wat ons sê, onteer Jesus. Ons moet versigtig wees, hy het die prys vir ons betaal. Hy wil nie hê ons moet weer met al hierdie dinge wat ons in die eerste bordjie gewys het, daarmee te doen hê nie. Hebreërs 6:6 sê ons kruisig Jesus weer en ons maak hom openlik tot skande. Pastor Zili sê altyd, Sila, dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie daaroor. Wat doen ek? Wat sê? Hoe tree ek op? Wat is my gedagtes? Jesus het vir die prys betaal vir my ook. So nou gaan ons na die tweede deel van ons teksvers, vers 14 van Kolossense 2. En hy sê, en die skuldbrief. Die skuldbrief wat teen ons was, wat met sy insettinge ons verhandig was. Dit wat op daai skuldbrief geskryf is. Julle weet, 'n skuldbrief is 'n nare ding. Want jy is verantwoordelik vir wat op daai skuldbrief staan. En hier kom Jesus en hy delg uit. Die woord sê, en weggeruim. Ek het nog van daai woord gehou. Hy het dit weggeruim en hy het dit aan die kruis vasgenaal. Dit bestaan nie meer nie. Die skuldbrief bestaan nie meer nie. Hy het dit weggeruim. Hy het dit weggegooi en dit daar aan daai kruis vasgemaak. So ver as die ooste van die weste af. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Nou ek wil weer die boodskap te betaling aanhaal wat gebeur het, kan ook so gestaan. Ons elkeen het 'n rekening van ons sonde. Stem jy saam? En 'n rekening moet ons betaal. Wat met ons moes gebeur oor al die skuld, is uiters slegte nuus vir ons. God het egter hierdie rekening met ons skuld uit ons hande geneem. Happy Lord, dankie Jesus. Nou staan die skuld nie meer teenoor ons naam nie. Ons rekening
hang nou aan die kruis. Jesus het ook aan die kruis gesterf met daardie skuld. En hy het vir ons betaal. Onthou julle Warren se getuienis, die man wat so 'n paar weke terug hier gesing het. Hy het skuld gehad. Hy kon sy huis nie betaal wat hy huur nie. Hy was agter met sy huur. So in ander woorde, daar's probleme. Dis presies wat die woord sê. Dis slegte nuus. En wat gebeur toe? Hy kom by 'n gemeente en hy tree daar op en die pastoor kyk ons en sê, "Jy net 'n bietjie sleg, broer." Hy sê, "Gaan lees Psalm 91." Die woord is wonderlik. En daai nag toe lees hy Psalm 91 en vroeg die volgende oggend toe bel die eienaar van die huis hom uit oor see. Hy ken hom nie eers nie. En hy sê vir hom, "Jou skuld is betaal. Jy skuld niks nie. Al die agterstallige huur, ek vee dit uit. Ek maak dit skoon, jy is vry. Koning van my lewe. Koning van my hart. Jy het my bevry. My sonde las het U vergewe. Koning van my lewe is die koning van my hart." Ek glo, as jy weer daai koortjie sing, sal dit veel betekenis hê. Jou skuld is vergewe. Hy het jou sonde las gedra. So the good news is, when God forgives us our sin, He doesn't forgive us our sins for a temporary period of time. When our sins are forgiven, they truly are forgiven. I'm free. I'm free. I'm free. Hallelujah. I'm free from the past. I'm free. God set me free. En die derde versie is Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Onthou ek het in die begin gesê, Jesus het gekom om die werke van die Satan te verbreek en dat die vyand is uitgeklee, is ontslaan, is verslaan. Dit kan ook nog op 'n ander manier gestel word. Jesus het die vyandige geestelike magte en kragte totaal, in totaliteit verslaan. Hy het behoorlik oor hulle geloop. Hierdie geestelike magte kan nou net magteloos in kettings voorstrompel. Ja, klap vir die Here aan. Hulle strompel vorentoe, hulle het geen mag nie. Iemand het nou die dag gesê, die vyand, hulle sê mos, hy is 'n leeu, maar hy is 'n leeu met 'n papmond. Hy het nie tande nie. Hy kan niks doen nie. Terwyl Jesus ons groot wenner vooruitstap, in hierdie optog word Jesus se oorwinning aan die kruis feestelik gevier. Dit is daar vir almal om te sien. Nou wil ek hê ons moet weer daai koortjie opsit, nuwe lewe. Besef u vanmôre, ons het nuwe lewe. Kan ons dit saam sing? Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe nou vir my. Nuwe lewe in Christus, nuwe lewe ryk en vry. Luister mooi, 'n lewe van oorwinning, verklaar hy in sy woord. Deur sy lewe gee hy my nuwe lewe nooit. Prys die Here, kom ons gee die Here 'n klap. Kom ons kyk na die woord 'n lewe.
jy jou hart en lewe vir die Here gegee, waar het Jesus kom woon? Waar is die Heilige Gees? In jou. En hy kom gee vir ons vanmôre 'n nuwe lewe, 'n lewe van wysheid, van goedheid. O, die goedheid van die Here straal soms so uit my uit. Liefde. O, niks wat sonder liefde gedoen is. God se woord is vol van liefde. Voor jy enigiets doen, moet jy dink aan liefde. Hy gee vir my hoop vanmôre, prys die Here. Hy gee my geloof. O, halleluja. Daar is niks wat God nie kan doen. Alles kan hy doen. Want ek het geloof in my hart, wat hy daar geplaas het. Ek het vanmôre vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Soms verstaan mense nie, hoe kan jy in hierdie omstandighede vrede hê? Maar dit is omdat hy hier binne is. Vrede, vrede, vrede is die gawe van God. Halleluja. Langmoedigheid. Dis die nuwe lewe. Ons sê dit nie altyd nie. Ons sukkel 'n bietjie daarmee, maar dis die nuwe lewe. Selfbeheersing. Selfbeheersing. Vergifnis. Vreugde, vertroue, sagmoedigheid, nederigheid, genade, blydskap, vryheid, vrede. Ek gaan nou afsluit met Efesiërs 2 vers 10. 2 vers 4 tot 10. En dit beklemtoon net wat ons alles vanmôre gesê het. So dit onderstreep vanmôre alles wat ons gesê het. Hy sê vers 4, maar God wat ryk is, halleluja, hy is so ryk in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad. Yes, Pastoor Zeli se koortjie, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jy kan nooit weer twyfel nie. Ook vers 5, toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Vers 6, en ons is saam met hom opgewek. Halleluja. En saam sit ek vanmôre in hemelse plekke saam met Christus. Halleluja. Ek regeer saam met hom vanmôre. Halleluja. En vers 7 sê, sodat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitmuntende rykdom van sy genade in goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Vers 8, want uit genade is jy gered. Deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. In vers 10, ons is sy maaksel. Halleluja. Halleluja. Ek is geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dankie Annelie. Sy gaan nou van sing. En dan daarna sal ek die uitnodiging doen. You are more precious than silver, Lord. You are more costly than gold.
En eendag toe sit ek in 'n gemeente
En daar preek die predikant en hy sê vir my, nie vir my nie, vir die gemeente. Hoekom wil jy nie deel wees van my liggaam nie? En ek bly stil, want ek het ons nou hierdie ding in my, ek kan nie nagmaal gebruik en dan was dinge wat klaar. En die Here sê daar vir my, ek het daai dinge gevat. Ek het daai dinge alles gevat. Hoekom klam jy nog daaraan vas? En weet jy, met daai woorde maak die Here my los. En hy sê vir my, Annelie, jy is waardig in my oë om aan hierdie tafel te kom deelneem. Moenie dat die vyand jou vashou en vir jou sê, jy mag nie deel hê aan my liggaam. Dit was my die wonderlikste verlossing na 'n jaar, want ek moes stil bly en stil sit terwyl ander die nagmaal gebruik. Dit kom met boete doen en dit kom met 'n seer hart. Maar Jesus het my daar vrygespreek. Het my gesê, jy is deel van my. Ek het jou sonde verwyder so ver soos die ooste van die weste. Moenie bang wees nie, want ek is langs jou. En daarom wil ek vandag tot eer van die Here net hierdie lied sing. En vir die Here die eer gee. En net vir u dalk 'n bemoediging gee. Baie dankie. En jy sal verkruis
sê baie dankie. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Father God, we give you all the glory, all the honor, and all the praise that you made a way for us to heaven through Jesus. You, Jesus, came down to my level when I couldn't get up to you. Thank you for the ultimate price that you've paid. We honor you, we praise you, we bless your name. I want to speak a blessing over this assembly this morning. And I want to say, the Lord bless you, and the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you, and the Lord lift up His countenance upon you, and He gives you peace. Geniet 'n geseënde, vredevolle Paasvrydag en weet dat die Here is vir jou lief. Niemand is vir jou so lief soos wat die Here dit is nie. God bless you. Tot ons jou môre aand weer hier sien. Shalom.